Vrydag 31 Oktober 2025. En hierdie briekmerk kan ek eintlik sê is 'n loskanon, want ek gaan weer 'n paar goed sê wat 'n klomp mense se hare gaan laat regop staan en wat mense gaan moedig maak vir my. Maar dis nie my saak nie. Ek het nou in die laaste paar dae bewus geword van mense wat die bewering maak dat ek verdeel die mense. Nou laat ek net my punt duidelik maak. Punt nommer 1. Ek is 'n boer. Ek is nie 'n Afrikaner nie. Punt nommer 2. Ek is nie 'n Israeliet behepte nie. Hoekom maak ek die 2 punte? Want die eerste ding waarom hulle my oor aanvat is omdat ek die kwessie van die boer-Afrikaner ding dan nou volgens hulle dryf. Die realiteit is, ek het groot geword. Salig onder die indruk ek is 'n Afrikaner. En dit was op 70-jarige ouderdom wat ek Let's Pretorius groot boereboek gelees het. En toe ek daardie boek deel het, toe besef ek my, jesuit man, ek is nie 'n Afrikaner nie, ek is 'n boer. En ek het my familiegeskiedenis mooi gaan check en alles, daar was nie 'n probleem daarmee nie. Dit is so, geneties is daar nie 'n issue nie. Ek was geïndoktrineer om te glo ek is 'n Afrikaner. Waar het hierdie Afrikaner konstruk vandaan gekom? Net na 1905 is die ding begin. En dit was 'n polities gemotiveerde konstrukt, die Afrikaner identiteit. En dit is baie duidelik, gaan kyk na die argitekte van daardie ding. En dan gaan jy vind, daar's budgies daarby betrokke gewees. So dit was 'n fyn uitgewerkte plan om die boer-identiteit te vermoor. Ja, dis wat hulle gedoen het. Die boer-identiteit is vermoor. Van die kommentators wat baie maklik haal hulle vir die wet aan en hulle haal Joppie Fourie aan en alles, en die ouens praat van Afrikaner en hulle praat van boerehart en al daai dinge. Ja, dit is waar. In daardie jare was daar nie regtig 'n onderskeid getref nie. Die groot onderskeid was maar getref tussen boere / Afrikaners en joiners. Dit was die eerste groot onderverdeling, die joiners. En dan word daar gesê, ja, daar was so die ouens in die Kaap wat nie kon bekostig om te trek nie, want hulle kon nie 'n wapen bekostig nie en so, fyn. Ek het nie issues daarmee nie. Baie van daardie Kaapse mense het saam met die boere geveg as die Kaapse rebelle, en hulle is uitgewis deur die Britte, tereggestel omdat hulle die boere ondersteun het. Hierdie ouens maak spraatjies van dit, maar dan bly hulle fucking stil oor die feit van die verraad wat gepleeg is teen die boere deur Afrikaners. Afrikaner predikant het die konsentrasiekampe gaan besoek en terugkom rapporteer aan die mense in die Kaap, nee, die boere moet eintlik baie bly wees dat die Engelse hulle ontferm het oor hulle en dit gaan so goed in die konsentrasiekampe. Infame leuns. Maar nee, ons moet dit nou maar net aanvaar. Ons moet dit nou maar net rustig aanvaar. Wat vir my verder die bliksem inmaak, daar word van my 'n boer verwag om gemaklik te wees, om geassimileer te word in die Afrikaner konstrukt. Terwyl daardie Afrikaner konstrukt absoluut geen erkenning gee aan my boeridentiteit nie. Glad nie. Luister vir hulle. Callie Kriel, Flip Buys, Ernst Roots, Willem Petzer, alles ouens wat groot stories praat, maar op geen stadium sal hulle erkenning gee aan die bestaan van die boeridentiteit nie. En dit sluit daai verraaiersfront plus se Vaseline-bende in. Groot stories gaan maak in Washington en so. Praat nie 'n woord oor die boer nie. Maar wanneer dit hulle pas, dan expropriate hulle die boer se kultuurhistoriese waarde en waarhede vir hulle self. En hulle doen dit so wragtig weer, sonder om erkenning te gee aan die boer. Nee, daar's 'n populêre gesegde, maar so 'n dom boer en sulke dinge. Dit is hulle lief om te doen. Kyk nou net na hierdie jongste insident van hierdie sogenaamde 42 of 44 of wat die fok hulle self ook al wil noem. Dis net soos daai goed wat daai Afrikaner verdrag geteken het daar by die monumente. Gatkruip verdrag by die ANC. Dis wat 'n gatkruip verdrag. Maar hulle staan daar
hoogheilig en teken die goed. Wat is die primêre verskil tussen die boer en 'n Afrikaner? Wat is die primêre verskil? Die boer het van die begin af daardie strewe gehad na onafhanklikheid, selfbeskikking. En daarvoor het hulle getrek om weg te kom van daardie regeringsstelsels wat hulle probeer verswelg het. Die Afrikaners is gemaklik geweest om kroononderdane te wees en later ANC onderdane. Hulle is happy solank hulle kan besigheid doen, is hulle happy. Nou, wat jy vir jouself moet baie duidelik maak. Dit is jou eie verantwoordelikheid om kultuursekerheid te kry. Kultuuridentiteitssekerheid te kry. Ja, hulle praat van, ja, ek was 70 en whatever. Ja, ek het op 70 die boek gekry van Les Pretorius en daardie boek het dit vir my duidelik gemaak. Ek is nie 'n Afrikaner nie. Ek is 'n boer. En ek het dit aanvaar en my boeridentiteit omhels. En ek sê dit op my kanaal. Ek is amper bereid om so ver te gaan. Ek is eintlik die enigste Afrikaanse kanaal wat in geen onduidelike terme my boeridentiteit erken en ondersteun. Ek is nie 'n Afrikaner want dit my pas en dan weer 'n boer en sulke goed. Ek is altyd 'n boer. En ek het al pryse betaal vir dit. Ek het al weggestap van besigheidstransaksies af oor dit. Maar dit is my saak en dit is nie nou ter sake in hierdie gesprek nie. Die groot ding is, ons sit met 'n probleem dat ons jeug is verward. Hulle is soos wat Letts nou in sy jongste boek beskryf, hulle is in daardie middelgroep. In hulle wese is hulle bewus daarvan dat hulle is bietjie andersters. Maar hulle verstaan nie lekker nie. So hulle lê hier tussen die boer-Afrikaner ding in daai middelgroep. Nou, al wat ek vir daai mense kan sê is, kry Letts se boek, kry Witbooi se boek, lees dit goed en kry sekerheid oor jou kultuuridentiteit en dan, as jy sekerheid gekry het, omhels jou kultuuridentiteit en wees trots daarop om 'n boer te wees. As jy Afrikaner is, wees dan trots om Afrikaner te wees. Ek sê nie loop rond en soek kak met mekaar nie, maar ek kyk en dan sien ek, dis hierdie fucking Afrikaners wat die hele tyd daarop uit is om die boer te grind. Hele tyd, wherever hulle 'n kans kry, grind hulle die boer. So, ja, ek is 'n boer. Nee, ek is nie 'n Afrikaner nie. Is daar 'n onderskeid tussen 'n boer en Afrikaner? Verseker is daar 'n onderskeid. 'n kultuurrealiteit, 'n historiese realiteit. En moenie laat hulle jou met hierdie kakverwarringkies kom van ja, jy weet dit gesê hy is Afrikaner, maar moenie met daai goed nie. Dit was uit 'n ander tyd uit. Nou kom ek by die volgende punt waaroor ek aangevat word. Godsdienst. Religion. Ek het dit al baie gesê. Ek raak nie betrokke by religious debatte en so nie. Religion is 'n persoon se eie saak. Maar ons sit met 'n groot probleem in Suid-Afrika. Hier is hierdie Israeliet beheptes, wat die boer, hulle trek die Afrikaners en almal hy kak in. Ek is bekommerd net oor die boer-tribe. Dis alwaaroor ek bekommerd is, die boer-tribe. Hoekom is ek so gekant teen hierdie ouens? Vir die simpel eenvoudige rede, deur jou in te sleep by daai Israeliet streep, pak hulle 'n klomp bagasie op jou, geestelike bagasie, wat jy fokol mee te doen gehad het. Maar hulle belas jou en verdoem jou hel toe op shit wat daai ouens daar in die woestyn aangevang het wat jy niks mee te doen het nie. En hulle laat jou verstaan, jy's 'n nasaad van daai fucking goed. OK? Toe kry ek die insig van 'n wyse man oor die bestaan en realiteit van Genesis 1 vers 26 tot 28. En toe besef ek, wow, OK. Nee, ouma. Hulle het nie met hierdie ding kom en sê, ja, ek het nie eintlik 'n opsie nie, ek is maar 'n Israeliet of ek nou wil wees of nie. The bullshit. Daar is ander opsies. Maar kom ek bring dit in perspektief. As jy gaan luister wat Jesus verkondig het op die aarde, dan sê jy baie mooi verstaan.
Hy het gekom vir almal, nie vir 'n spesifieke groepie of wat nie. Hierdie Israeliet beheptes, hulle wil jou insleep by daai hele streep se kak wat hulle aangevang het in hulle bestaan. En hulle voortdurende al ewig was hulle in 'n stryd met God gewees. Hulle het hom gekoggel en hy het hulle gelooi, maar hulle het nie geluister nie. En op die einde van die dag het hulle sy seun vermoor. Nou wil jy by my kom en jy wil vir my kom verduidelik met allerlei misquotes en half-quotes en ek weet nie waar kry hulle die gedagtes in, maar in elk geval wil hulle my insleep en my laat verstaan, ek is deel van daardie streep. Ek gee nie om waar my voorsate vandaan gekom het nie. Maar jy gaan my nie by 'n streep insleep waar ek skuld moet aanvaar vir kak wat ek niks mee te doen gehad het nie. Jy gaan dit nie doen nie. Hoekom doen hulle dit? Want hulle belas jou met 'n skuldlas wat hulle in staat stel om jou te beheer. En dan verkondig hulle vir jou hierdie ding van die chosen people en die uitverkorenes en die donder weet wat alles. Waar kom hulle aan daai sotheid? Kyk wat het in die laaste oomblikke van Jesus op hierdie aarde gebeur. Toe hy daardie moordenaar wat saam met hom op die kruis was vir hom sê, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Hy het hom nie 'n geboortesertifikaat gevra nie. Hy het hom nie 'n genealogieregister gevra nie. Hy het hom nie gevra hoeveel preke en wat het hy bygewoon nie. Hy het hom nie gevra wat 'n kerk is hy nie. Hy het hom niks van daai goed gevra nie. Hy het hom nie gevra sy voorvaders en voorsate wie en wat was hulle en van watter stam afkom hulle en wat nie. Hy het vir hom gesê, voorwaar vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Maar daardie eenvoudige aksie, wat daar op Golgotha gebeur het, sal hierdie bliksems nie in jou verduidelik en dit aanvaar vir wat dit is en sien vir wat dit is nie. Nee, hulle sê lekker by daai ene verby. Hoekom? Want dan gee dit jou, hulle nie mag oor jou nie. Hulle kan jou nie dreig met 'n sondelas en dreig met 'n skuldlas en dreig met al daai goed nie. Jou verdoem, jy word gebore om hel toe te gaan en daai shit wat hulle jou verkondig nie. Maar hulle wil hê, jy moet elke dag van jou lewe vroeg en sloeg om tog binne in al die 320.000 reeltjies te bly wat hulle fokken op jou afdruk. Alles dogmatiek, alles doktrine. En jy, as jy 'n boer of Afrikaner kind is, word dit in jou ingedring van eerste dag wat jy sonnaskool toe gaan. Word daai glas op jou geïmprint. Dit is nie nodig nie. Dit is onvanpas. As jy so graag 'n Israeliet wil wees, is daar 'n maklike manier wat jy kan versekering kry. Gaan doen jou DNA-toetse. Ek het myne hulle doen. Ek het niks Midde-Oosterse gene in my nie. Niks. Dit moet jy hoor, Jesem, as jy die sinnelose fucking verduidelikings hoor wat hulle jou probeer gee vir daai ene. Dit maak nie eers regtig van my saak waar my voorsate, oervoorsate vandaan gekom het. Hulle van Atlantis af gekom, is hulle uit Skandinawië uit, is hulle uit die Europese hooglande uit, is hulle uit die Russiese steppe uit, is hulle uit die Kaukasus uit. Dit maak nie saak nie. Maak nie werklik saak nie. Want op die einde van die dag word ek deur God verantwoordelik gehou vir my dade vandag, vir die vrugte wat ek vandag dra. Nie wat my oervoorvader daar in 'n grot in die Alpe gedra het nie. Dit het niks met my te doen nie. Dit gaan vandag oor my vrugte wat ek vandag dra. En ek trek te velde teen hierdie Israeliet aanbidders vir die simpel eenvoudige rede dat hulle sleep die boer-tribe. Ja, hulle sleep Afrikaners saam met hulle en so, maar hulle sleep die boer-tribe, want dis alhoewel ek bekommerd is oor. In met 'n skuld en sondelas wat totaal onvanpas is. Daar's geen genetiese bewys dat jy is betrokke by daai streep mense se goed nie. Wat maak die verskil tussen Genesis 1 en Genesis 2 vir my?
Al wat dit doen, gee my die opsie om te weet. Nee, maar daar's 'n ander plek oor. Daar's 'n ander oorsprong. Dis al. Maar dis te eenvoudig. Jy weet, op die einde van die dag, as dit by jou geestelike lewe kom, is daar net een ding wat tel, en dit is jou band met die Skepper en jou tempel, gevul deur die Heilige Gees. Dis al. Maar dit is te eenvoudig, want dit kan jy bereik in jou stilte en jou verhouding met jou Skepper. Geen dominee of 'n tolk of 'n priester of 'n pastoor of wat nodig nie. Dis saak tussen jou en die Skepper. Maar dit is te eenvoudig. Hulle sal nooit dit so vir jou verduidelik nie. Hoekom nie? Want dan het hulle nie hou vas op jou nie. Hulle het nie 'n greep op jou nie. En onthou, Haile Selassie sê dit baie goed. Hy sê spirituality does not come from religion. Spirituality comes from your soul. Nou, religion is oor die geskiedenis hier geïnfekteer deur die Satan en is 'n beheermeganisme. Dis wat dit is. Hoekom maak hierdie ouens so ernstig beswaar tussen daardie eenvoudige reguit pad van jou hand in die hand van die Skepper, jou tempel gevul met die Heilige Gees? Hoekom is hulle teen dit gekant? Want dit is te eenvoudig. Want as jy dit doen, het hulle nie beheer oor jou nie. En dit is al waaroor dit vir hulle gaan, daardie beheer. Nou, hierdie pere wat vir jou so wil Israeliet maak, hulle probeer al daai laste en skuldlaste van die Israeliete op jou pak, sodat jy deur vasgeketting is in daai skuldlas en skuldgevoel. En op die einde van die dag was hulle grootste prestasie om God se seun te vermoor. Maar hulle praat nie oor dit nie. Hulle bly stil van dit. Die boer is hier op hierdie suiderland geplant deur God met 'n doel. Ek het al baie gesê, ek is nie seker wat is die doel nie, maar hy het ons hier geplant en ek moet sy woord glo dat hy laat niks doelloos gebeur nie, alles het 'n plan. Dis vir my om seker te maak ek beweeg in die wil van God. Dis waarop ek gefokus moet wees, om in sy wil te wees. Maar dis nie eenvoudig. Dit gee niemand van hierdie ouens 'n grip om my te beheer en te kontrol nie. So, moenie die feit dat ek te velde trek teen die Israeliet aanbidding nie. Moenie dit gebruik om my as mens te diskrediteer en te label as 'n verdeler nie. Ek bring vir jou net die eenvoudige waarheid. Dis dit. Ek was baie vroeg in my lewe, ek was net 20 jaar oud. En ek gaan nie die hele details onderwys nie, maar dit 'n persoon na analises en goed te doen is vir my gesê, okay, jy moet nou net verstaan, jy gaan een probleem in jou lewe hê. En dit is, dat as jy met 100 mense kommunikeer, is die kans skraal dat meer as 3 jou gaan verstaan. Toe sê ek, okay, nou wat moet ek nou met dit doen? Toe sê die persoon vir my, maak seker as jy 'n ding verduidelik, dat jy dit so verduidelik, dat die grootste deel van daai 97 jou kan verstaan. En dit is toegepas in my lewe. Maar moenie omdat ek deur hierdie ouens se stront sê, my beskuldig, want ek is die verdeler nie. Ek bring vir julle net die waarheid oor. En dit is dieselfde met die geloof, dit is dieselfde met die boer-Afrikaner ding. As jy gemaklik voel as boer, jy het jouself geïdentifiseer as boer, en jy voel gemaklik om in 'n laar in te gaan, saam met die soort van kriel en petsel en roots en kopdoek en daai ouens. Dis jou saak. Ek dink jy stupid as jy dit doen, maar as dit jou keuse is, doen dit. Ek het nie 'n saak daarmee nie. Ek sê nie vir jou, ek sal dit nie doen nie. Want die volk weet, hulle gaan vir jou in die rug skiet, ou maat. Hulle geskiedenis bewys hulle doen dit. En jou boer kultuuridentiteit is 'n solid reality. Hierdie Afrikaner konstrukt is 'n ding wat polities gemotiveerd en aan mekaar gesit is om jou te beheer. En die volgende is dieselfde
wat hulle met jou doen met hierdie Israeliet beheptheid. Wees gewaarsku. So, moenie my kom beskuldig van ek's verdeler nie. Gaan nie vir my oor die verdeling nie, gaan vir my oor die waarheid. En as jy nie van die waarheid hou nie, is dit jou saak. Ek het nie 'n saak om nie. Maar moenie dink ek is die spoorbyster, omdat ek kultuursekerheid het en omdat ek geloofsekerheid het nie. Moet jy nie dink ek is die spoorbyster nie. Dit is in elk geval dit is soos jy daaroor wil voel daaroor, good luck. Maar verstaan baie mooi, daar is 'n reël, werklike, goed gedefinieerde onderskeid tussen 'n boer en 'n Afrikaner vandag. En daar is geen wetenskaplik bewysbare feit om te sê jy is 'n Israeliet nie, hoor. Dit bestaan nie. Kom terug na wat na die laaste stryd op die kruis gebeur het. Dink daaroor en verstaan baie mooi, hierdie Israeliet beheptheid eintlik neutraliseer hulle of hulle vee van die map af die opdrag om die woord te versprei, want hulle verkondig dat die saligheid behoort aan hulle. Hulle is die chosen people. En as jy nie Israeliet is nie, is jy gefok. Dis wat hulle verkondig. Dan vra ek vir jou, hoekom is daar dan mense wat sendingwerk doen? Want die sendingwerk mos futiel. Hulle kan in elk geval nie gered word nie. So dis holidays en rondjolery. Net vir die fun daarvan. Ek dink nie dis reg nie. En jy moet baie mooi luister. As jy sekerheid wil hê oor jou Israeliete, gaan doen jou DNA toetse. So maklik soos dit. So maklik soos dit. That's it. En ja, as dit dan terugkom dat jy is Midde-Oosters, go for it. Maar die kans om dit gaan gebeur is baie skraal. Ek gaan hulle het vreeslike verduidelikings hoe jy daar deur Europa ek luister na dit en ek lag. Want ek gaan lees wat het gebeur daar in Genesis 1, vers 26 tot 28. En dan smile ek maar vir al hierdie stories en that's it. So, moenie my kom beskuldig, want ek is 'n verdeler nie, hoor. Ek gee vir julle die ware feite en verkondig die waarheid. Jy maak daarmee wat jy wil. Ek sê nie vir jou wat jy moet doen nie, maar ek sê weer vir jou, hier's 'n klomp wat brutaal te velle trek teen enige ander geloof. Toe ek hierdie pad gestap het met hierdie stryd van my teen die kanker, het ek boodskapies gekry van mense uit Iran uit. Diep geestelik, om aanmoediging, ondersteuning. Dis nie vir my om daardie te beoordeel of te veroordeel nie. Maar hierdie Israelietvolkers, dan kyk op die kommentare op van my video's. Hulle is baie vinnig om mense te beoordeel, veroordeel. En hulle spreek sommer die dood oor 'n ou uit, hoor. Hulle het dit met my gedoen. Wat 'n soort mense is dit? Werklike kinders van God. Okay. In elk geval, dan wonder ek nou maar net, daai versie waar gesê word, toets jou vrugte. Waar gesê word, aan die vrugte sal die boom geken word. Ek wonder hoekom hulle by dit verby, as hulle sulke uitlatings maak. Maar dit is hulle probleem, dis nie my probleem nie. Hulle moet daarmee leef, ek hoef nie daarmee te leef nie. Maar nou ja, daar sal altyd verskonings wees en verduidelikings wees, en so 'n party van die verduidelikings laat my net lag, hoor. Want hulle, niks moet maklik wees nie. As dit maklik is, dan het jy mos nou nie hulle nodig nie. En dit kan hulle nie verduur nie. Die belangrikste is, hulle kan jou nie beheer nie. Dit is waaroor dit gaan, om jou te beheer. Dit is waaroor dit gaan, om jou te beheer. So om vandag hier te kom, maklik vir my en vir ouens om te sê, dan verwys hulle hier na allerlei geskiedkundige dinge wat gebeur het, om te sê, daar is nie verskil tussen 'n boer en Afrikaner nie. Ek lag maar net vir dit. Daar is meer as genoeg bewyse. Dit is 'n reël ding. Maar ons sit met 'n probleem. Daar word gesê, ja, maar ons moet nie nou verskil en ons moet nou saam staan, ons kan die verskille later uitsort. Watter later uitsort? Wat wie later uitsort? Ek gaan nie eers saam met daai fucking goed in die geveg nie.
Hoekom het ek en saam met hulle in die geveg gegaan het moontlik maak vir hulle om te oorleef, terwyl hulle my bestaan ontken? Wat fokol met hulle te doen nie, man? Ek sê dit weer 'n keer. Nie een van hierdie organisasies, AfriForum, Solidariteit, al hierdie ouens, hierdie bloggers, Roots, Petzer, al die ouens, nie een oomblik gee hulle erkenning aan die boerkultuuridentiteit nie. Hulle net Afrikaner left and right and center. That's it. En wanneer dit hulle pas, dan steel hulle die boer se kultuurhistoriese insidente vir hulle eie belang. En hulle doen dit weer eens sonder om die boer te erken. Ek gaan nie my bek vir dit hou nie. Ek gaan dit nie doen nie. Hierdie mense het nie integriteit nie, hoor. Dis een van die groot dinge van hulle. Hulle het nie integriteit nie. Kyk wat gebeur nou, man. Gous gee pad van die DA af na die verraiersfront toe. Yes, like. As jy nou daarna objektief en kyk, dit is twee politieke bewegings op die eindpunte van die skaal, weerskante. Die goed behoort mos glad nie assimileerbaar wees nie. Ja, hy gous glys soos fokol van die DA af in by die verraiersfront. En die verraiersfront juig. Hulle het nie integriteit nie. Hulle het nie beginsels nie. Dit gaan vir hulle oor daai geld en daai stoele. Daaroor gaan nou mense weer op my gillings kry. Ek worry nie. Ek kry dit nie op kop, ek worry nie. Jy kan al hierdie goed vir my sê. Wat jy moet doen is, wys my waar is ek verkeerd. Dit wat jy moet doen. Kry vir jouself duidelikheid. Waar is ek verkeerd? Jou groot probleem is, jou boeridentiteit was met 'n baie fyn uitgewerkte plan, wat sterk polities gemotiveerd was, en dit is duidelik nou. Daar was budget invloed om jou boeridentiteit te vernietig en hierdie Afrikaner konstruk te plant. Ek het daai probleem gehad, ek meen. Ek het dit eers op 70 jaar ouderdom uitgevind, ek was belieg. Toe sit ek met 'n probleem, ek het twee Afrikaners grootgemaak. Nou sit my kinders sit met hulle stories, die een het nogal vinnig geklik oor hierdie boer. Die ander een is so in die hek, jy weet. Dis sy saak, ek kon dryf hom nie na 'n kant toe, hy moet self homself besluit. Waar voel hy tuis? Hy moet maar kyk, daar voel hy tuis. So, maar nie my kom beskuldig van verdeling nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ek is seker van wie en wat ek is. En ek het geloofsekerheid. And that's it. As jy wil, jy lewe wil lei van oortuig geword, jy is 'n Israeliet, en dit hou jou gemaklik, go for it. Jy moet jouself net die vraag afvra, is jy in die wil van God? As jy nou hierdie pad loop? Want letterlik weer 'n keer sê, hierdie ding van wat hulle vir jou verduidelik, van die chosen people en al daai, kakstorie hoor, dis 'n kakstorie. Maar daar is miljoene mense wat vir dit val. In dit geval. Maar nou is dit ook so, in die Bybel staan dit geskryf, vele gaan geroep word, weinig gaan hoor. En ek het dit al menige maal gesê, die grootste berusting wat ek het vir die boer tribe, is die feit, dat as dit by God kom, het nommers nog nooit getel nie. So, ek is nie bekommerd oor die boer tribe nie. Al wat ek vir jou sê is, kry jou hand in die hand van die Skepper, kry jou tempel gevul met die Heilige Gees. En al hierdie vreemde name wat hulle gebruik, wees maar versigtig. In my Bybel, in Openbaring staan daar, niemand ken my naam nie. Maar dit is te eenvoudig. Dit sal hulle nooit vir jou verkondig nie. Nee, hulle het hierdie arrogante manier van hulle weet wat is die regte naam en jy bid vir die verkeerde persoon, verkeerde entiteit. Ek lag vir hulle, man. Ek lag vir hulle. Maar nou ja, as ander ons het baie ernstig daaroor. En dan is daar baie skoliere van die teologie wat vir jou herreizingsstories vertel oor die name wat hierdie ouens gebruik. Maar nou ja, dit is nie vir my belangrik nie. Ek sê net vir jou, die heel eerste gevaarteken as 'n perd vir jou die Torah uitpluk, net daar. Jy sê,
hier moet ek gee pad, pappa, hier moet ek gee pad. Dis die eerste plek. Maar sê ek dit, dan sal weer ouens wat baie vir my te sê daaroor. Ek worry nie. Dit is wat ek vir julle die boodskap, hierdie slotboodskap vir my is. Ek worry nie oor hoe jy my sien nie. Ek worry nie. Ek worry nie hoe jy my beoordeel nie. Dis nie my saak nie. Al wat ek in geïnteresseerd is my persoonlike verhouding met God en my tempel word bewoon deur die Heilige Gees. Dit is al wat vir my belangrik is. Al hierdie ander goeders, aards en van verbygaan. Ek worry nie oor dit nie. En om vir my te sê, ek verdeel mense met my houding oor die boer-Afrikaner ding. Jy moet baie mooi gaan dink oor. Daai Afrikaner konstrukt is 'n sintetiese konstrukt hoor. En as jy kyk wat vang hulle aan, dan moet jy vir jouself vra of jy jouself kan assosieer met daai soort onderduimsheid. As jy gemaklik voel daarmee, go for it. Maar ek wil niks met hulle stront te doen nie. Want daai eerste ding is, my mense het nie integriteit nie. En ek sê weer, dit was die boereoorlog, die Anglo-boereoorlog. Nie die Anglo-Afrikaner oorlog nie, alhoewel hier nou 'n paar slimmes was wat dit probeer het, maar daai ding het vinnig gevrek. Daar was nie Afrikaner republieke nie, daar was boererepublieke. En moenie kom en vir my sê, ja, die wet het homself as Afrikaner gesien ook nie. Nie dit nou vandag vir my sê, om dit te regverdig hier in 2025 nie. Die realiteit in 2025, is daar 'n baie duidelike onderskeid tussen die boer en Afrikaner. En die wat nie daai onderskeid kan sien nie, dis jou verantwoordelikheid om dit self te gaan ondersoek. En daar is 2 boeke wat jy kan gaan lees, wat vir jou duidelikheid gaan gee waar val jy. Dis Les Pretorius se groot boereboek en Witsbuis se boeridentiteitboek. Tussen daai 2 boeke sal jy duidelikheid kry. Waar is jy? Ons grootste stryd is, ons jeug van vandag is so verward deur hierdie propaganda rondom hierdie Afrikaner konstrukt, dat hulle weet nie regtig wat is hulle nie. Hulle is in wat Letts noem hulle nou in sy nuutste boek, van Boer maak 'n plan, plaas hy hulle in die middelgroep. En dit is vir julle wat weet, vir ons ou mense wat weet, dis ons plig om vir die jeug die waarheid te vertel. Laat hulle self besluit. Dit is waaroor dit gaan. Jy moet gaan self besluit. En soos ek vir jou gesê het, as jy hierdie storie oor die Israeliete, as jy nie oor dit kan sekerheid kry en gerustigheid in jou gemoed kry nie, fyn. Daar is 'n maklike manier. Kan doen jou DNA-toetse. Dan kom jy terug en dan kyk jy dadelik. Is jy nou Midde-Oosters of nie? As jy is, dan is dit 'n goeie kans jy is dan 'n Israeliet. Maar as jy nie is nie, maar hoe kry hulle jou by dit uit? Ja, hulle het slim verduidelikings van al die verspreidings. Ek luister na dit en lag. Feit is, lees maar Genesis 1 vers 26 tot 28. Lees dit met insig. Ons boer traai. By Bloedrivier is dit bewys. Ons boer traai het 'n direkte toegang tot die Skepper. Dit is nie nodig om by 'n ander streep ouens ingesleep te. Ons is uniek en ons is hier geplant met 'n doel. And that's it. So, hou op om my te sien as 'n verdeler. Sien my as 'n ou wat vir julle die waarheid vertel en dan moet julle maar self daaroor besluit. Geef my maar 'n like en subscribe en share die ding as jy wil. En as jy nie wil nie, is ook oké. Daar is mense wat hierdie moet hoor en hulle sal dit hoor. Die wat dit moet hoor, sal dit hoor. Sê vir julle 'n lekker dag.